Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ek lees vanoggend vir ons uit Romeine 12 vers 1 tot 8. Broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Julle moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie, maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel, om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Want, soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, so is ons, al is ons baie, een liggaam in Christus en individuele lede van mekaar. Ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. As dit die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. As dit is om ander te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. Wie onderrig kan gee, moet onderrig. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie mededeelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen. Wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blydskap doen. Goeiemôre vriende, dis 'n voorreg om vanoggend hier te wees. Dis altyd so interessant hoe opgewonde mens kan wees oor wat die Here in iemand se lewe gedoen het en hoe hartseer jy kan wees dat daai werk nou in 'n sekere mate gedoen is en dit tyd is vir Dopies en Nadia om aan te beweeg. En so ons is dankbaar en hartseer vanoggend. Vriende, soos wat die wet reeds genoem het, is ons besig of maak ons vanoggend klaar met ons opofferende liefde reeks. Die wet het genoem dat ons vir 2 weke uitgekyk het. Ons het uitwaarts gekyk soos wat ons gedink het oor die Orphan Sunday, soos wat ons gedink het oor weeskinders, en ons het verlede week ook uitwaarts gekyk soos wat ons gedink het oor ons vennote in die evangelie wat ons meer saamwerk en wat ons voor wil goed wees. Vanoggend kyk ons inwaarts. Vanoggend kyk ons inwaarts na hoe selfopofferende liefde onder ons vir mekaar as die liggaam van Christus lyk. En so erg vir ons bid dat die Here ons genadig sal wees, dat hy met ons sal ontmoet en dat hy ons sal help om onsself te sien vir wie ons is en om hom te sien vir wie hy is, sodat ons se geloof en bekering kan optree. So kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir wie u is. Ons dankie dat ons u kan ken vir wie u is. Dankie dat u u seun gestuur het om uself aan ons te openbaar as 'n genadige en selfopofferende God. 'n God wat ons belange bo Jesus se belange gestel het. Dis 'n moeilike gedagte, Vader, om te dink dat u seun sou neerlê om ons u sin te maak. En so ons dankie vir dit. En ons bid dat soos wat ons vanoggend hierdie paar oomblikke in hierdie teks saam spandeer, dat u genade vir ons tasbaar sal wees. Dat ons dit werklik sal besef in ons koppe, dat ons dit sal verstaan, maar dat dit meer as dit sal wees, dat dit ons harte sal penetreer, Vader, dat ons u genade sal ken op 'n baie diep manier, sodat dit ons in staat sal stel om met genade teenoor mekaar te lewe. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, die storie word vertel van 'n jong man wat in Napoleon se tyd keer op keer droog gemaak het. Hy het herhaaldelik die oortreding, ek is nie seker wat die oortreding was nie, maar 'n oortreding begaan wat beteken het dat hy ter dood veroordeel is. En sy ma het toe na Napoleon toe gegaan en gevra dat Napoleon moet genadig wees met die seun. En is interessant wat Napoleon geantwoord het. Hy het geantwoord: die seun verdien nie genade nie. En die ma se wysheid was meer as Napoleon se. Sy het gesê: meneer,
Ek vra nie om geregtigheid nie, ek vra om genade. Mens verdien nie genade nie. Genade is onverdiende guns. Napoleon het 'n bietjie daaroor gedink en hy het genade betoon teenoor die seun. Hy het hom 'n tweede kans op lewe gegee, hy het hom onverdiende guns betoon en die seun kon uitgaan en veranderd gaan lewe. En ons wat Christene is, verstaan iets van die seun se ervaring. Ons wat Christene is, verstaan iets van om nie te verdien dit wat ons kry nie. Ons verstaan wat dit is. Die wat Christene is, verstaan in hulle koppe dat ons het gerebelleer teen God. Ons het herhaaldelik sonde gedoen. Ons het herhaaldelik vir God gesê, nie u wil nie, maar my wil. En so ons verdien die ewige straf. Dis wat ons verdien. Maar Christene weet ook dat Jesus vir ons aan ons plek aan die kruis gesterf het. En so omdat Jesus die prys vir ons sonde betaal het, kan God genade teenoor ons betoon. Hy kan in liefde teenoor ons optree. Hy hoef nie ons sondeskuld teen ons te hou nie. Hy kan ons genadig wees. En soos daai seun weet ons iets van om onverdiende guns te ontvang. En ons lewe daagliks in die lig van daai onverdiende guns. Dis die evangelie, dis die storie wat ons lewens as Christene definieer. Ons verdien oordeel vir ons rebellie teenoor God en tog ontvang ons genade. Ons ontvang onverdiende guns. Mens sou kon sê dat dit is 'n opsomming van Romeine 1 tot 11. Romeine 1 tot 11 is die storie van God wat genadig is teenoor sy mense in sy seun. Romeine 3 beskryf die natuurlike toestand van die mens. En dit is nooit lekker om te lees nie. Dit is nooit 'n lekker gedeelte om te lees, Romeine 3 van vers 9 af nie. Maar ons gaan dit lees sodat ons kan sien wie ons en die wêreld rondom ons van nature is. Romeine 3 vers 9 sê, wat dan? Is ons dan beter daartoe? Hoegenaamd nie. Want ons het alreeds tevore Jode sowel as Grieke daarvan aangekla dat almal onder sonde is. As hulle in die Nuwe Testament praat van Jode en die Grieke, dan bedoel hulle die Jode en almal wat nie Jode is nie. So almal anderster. En so wat hy hier sê is dat Jode sowel as nie Jode, almal anderster daarvan aangekla is dat hulle onder sonde is. Soos daar geskryf staan, daar's niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar's niemand verstandig nie, daar's niemand wat God soek nie. Almal het afgedwaal, saam het hulle ontaard. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle, die gif van adders is op hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. En vers 18, die finale oordeel oor die mens. In hulle oë is daar geen vrees vir God nie. En so dis 'n vreesaanjaende beskrywing van ons as die mensdom. In ons natuurlike toestand vrees ons nie vir God nie en ons doen dit wat ons eie sondige harte begeer. En daarom is Romeine 3 van vers 21 af, maar ons gaan van vers 23 af baie goeie nuus. Hier is die goeie nuus, hier is die evangelie, Romeine 3 vers 23. Almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. Op grond van die Here se genade word ons vrygespreek. Ons sondeskuld word nie teen ons gereken nie. Ons word goedgunstig hanteer op grond van wat Jesus gedoen het. En is ook interessant, Romeine gaan dan verder in hoofstuk 9 om te sê, dis nie ons eie toedoen nie. Dis nie asof ons nou onsself gaan regruk het, en toe is God goed vir ons, en toe het ons genade gekry. Dit is dieselfde as die seun. Die seun het nie eers sy lewe reggeruk, en toe het hy genade ontvang nie. Daar's eers genade betoon, en toe is die lewe verander. En so Romeine 9 vers 15 sê die volgende. Die Engels sê dit mooi, so ek lees dit vir ons in die Engels. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So then, it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. En so ons verlossing berus nie in ons goeie dade of in ons goeie besluite nie. Dit berus in die Here se genade. Dit is die genade waarna Romeine 12 vers 1 verwys. Die genade wat ons ontvang het om ons 'n tweede kans op die lewe te gee. Romeine 1 tot 11 is die storie van God se barmhartigheid
in sy seun teenoor sy mense. En van hoofstuk 12 vers 1 af word 'n beroep op sy mense geplaas om hulle lewens te verander, om te lewe in die lig van die genade wat hulle ontvang het. Dit is vir die kerk in Romeine gewees en dis vir ons. Ons lewe nou, die van ons wat Christene is en wat die genade van die Here verstaan, lewe lewens van dankbaarheid. Lewens van dankbaarheid vir die genade wat ons ontvang het toe ons deel van God se mense geword het, en dankbaarheid vir die genade wat ons elke dag in staat stel om voort te gaan en te lewe. En so dis hoe ons teruggekyk het. Dis waar ons nou is, Romeine 12 vers 1. En ons gaan vandag se teks is eenvoudig. Ons gaan kyk na vers 1 en 2, na God se barmhartigheid verander ons, en dan vers 3 tot 8, God se barmhartigheid stel ons in staat om vir die liggaam te lewe, of om die liggaam te dien. En so ek gaan barmhartigheid en genade as sinonieme hanteer. So ek gaan hulle as een konsep hanteer, wat beteken onverdiende guns. En so God se barmhartigheid verander ons, en God se barmhartigheid stel ons in staat om die liggaam te dien. God se barmhartigheid verander ons. Kom ons lees vers 1 weer saam. Vers 1 van Romeine 12. Broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik is. Dit is julle sinvolle godsdiens. En so om ons liggame vir die Here beskikbaar te stel is prentjietaal van wat in die Ou Testament gebeur het. Om ons hele lewens vir God as 'n offer te gee. In die Ou Testament het die volk gereeld, God se mense moes offers bring om hulle te herinner dat sonde skeiding tussen hulle en God gebring het en die prys vir sonde betaal moet word om hulle te versoen met God weer. En Jesus was die effektiewe offer wat sy mense weer met God versoen het. En daarom word ons beskryf nou in vers 1 as lewend, heilig en aanneemlik vir God. So ons wat ons lewens vir God neerlê is aanneemlike lewens vir God. Dit is heilige, afgesonderde lewens vir God en ons is nou lewendig. Ons is geestelik lewendig. Ons het 'n idee wat God se wil is. Ons is nie meer geestelik dood en is die heeltyd besig om ons eie sondige begeertes na te jaag nie. Ons is geestelik lewendig. En so op grond van God se genade sê vers 1 is ons lewendig, heilig en aanneemlik vir God. Dis groot. Dis 'n massiewe ding om lewendig, heilig en aanneemlik vir God te wees. Veral as mens dink oor ons daaglikse bestaan. Dit is vir my nogal moeilik om te dink oor hoe gereeld my hart nie daar is nie. Hoe gereeld is my hart nie dankbaar teenoor God vir wie ek is in Jesus nie. Hoe gereeld sondig ek? Hoe gereeld ignoreer ons God se wil vir ons lewens? Hoe gereeld tree ons teenoor ander op? Ons weet, ons is veronderstel om in liefde op te tree, maar ons soek ons eie wil. Hoe gereeld doen ons dit? En tog is die Here se genade vir ons genoeg. As God na ons kyk, sien hy vir Jesus. Hy sien ons as lewendig, heilig en aanneemlik. Dis genade. En so wanneer Paulus ons aanspoor om ons lewens neer te lê as heilige offers vir God, dan is dit 'n redelike versoek. Paulus noem dit ons sinvolle godsdiens. Om ons lewens vir God terug te gee as 'n offer is sinvolle godsdiens. Dit maak sin as ons dink oor wat God vir ons gegee het. En so Paulus se beskrywing daar in hoofstuk 3 wat ek vir ons gelees het, fokus nogal in op hoe ons liggame gebruik om te rebelleer teen God. Dit sê hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle, die gif van adders is op hulle lippe, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid, in hulle oë is daar geen vrees vir God nie. En so as ons liggame nou die genade van God ervaar, dan verander ons lewens. Ons liggame verander, ons liggame tree anderster op. Ons keel is nie meer 'n oop graf nie. Ons keel raak nou 'n plek van waar daar bemoediging kom. Ons tonge bedrieg nie meer nie. Ons tonge praat die waarheid en ons bou ander op en ons loof God met ons tonge. Ons lippe is nie meer die gif van adders nie. Ons lippe spreek van die Here se genade. Ons monde is nie meer vol vervloeking en bitterheid nie. Ons monde is vol liefde en hoop. En ons oë soek nie na ons volgende sondige plesiertjie nie. Ons oë vrees God en ons oë kyk met waardering na die wêreld rondom ons
en ons oë lei ons om in liefde op te tree. En so die Here se genade verander totaal en al hoe ons liggame gebruik. En so dis sinvol vir ons om ons liggame as lewende en heilige offers neer te lê wat vir God aanneemlik is. Dit is radikaal anderster as hoe die wêreld rondom ons is. Dis nie gelykvormig aan die wêreld rondom ons nie. En dis wat Paulus dan sê in vers 2. Hy sê, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Paulus sê, gegeewe die genade van die Here, kan ons nie meer lyk soos die wêreld rondom ons nie. Ons kan nie meer vir onsself alleenlik lewe nie. Ons lewe nou vir die wil van God. Ons word geroep om anderster te dink. Ek het nou eendag 'n vriend van my gesien wat ek vir die eerste keer in baie jare gesien het. Hy's in 1995 is hy Australië toe. Hy is nou 'n Aussie. Hy het getrou met 'n Aussie. Sy kinders is nou al uit die huis uit, Aussies. En hulle het toe hulle huis leeg is, het hulle begin om kinders, ek dink dit voor hulle kinders was nog in die huis toe hulle begin het om kinders wat nie huis het nie in te neem in hulle huis in. So hulle foster nou al vir 7 jaar lank kinders. Op hierdie stadium is al ek dink ons nou al 6, maar dit vir 'n baie lang tyd 4 gehad. En so wanneer die Aussies inkyk op hulle lewens, dan dink hulle is kranksinnig. Hy sê vir my, die mense sê vir hom, hy's mal. Wat doen hy? Hoekom maak hy sy lewe moeiliker as wat hy hoef? Hy het 'n baie suksesvolle besigheid gehad en hy die besigheid verkoop aan 'n groot multinational en so hy's soort van afgetree. Hy help nog die besigheid so bietjie met bestuur en so aan. Maar as jy enigstens 'n Aussie ken, hulle verstaan nie hoekom hy nie travel nie. Hoekom is hy nie in Hawaii nie? Hoekom is hy nie besig om die Great Wall of China te loop nie? Hoekom is hy nie besig om sy geld te splash op groter karre en mooier goederes nie? Dit maak nie vir die wêreld rondom hom sin hoe hy lewe, hy en sy vrou gekies het om te lewe nie. Sien, in Australië sê hy vir my, trou mense nie meer nie. Mense trou nie meer nie, want om te trou en te beloof het die gevolg om jou in te perk, om vir jouself te lewe. Hy sê, mense kry ook nie meer kinders nie, want kinders het die geneigtheid om jou in te perk en om minder vir jouself te lewe. En so hy sê dit het nou al so 'n groot ding geword dat hulle is konstant besig om mense in te voer Australië toe net om die ekonomie aan die gang te kom, want daar kom geen kinders deur, bitter min kinders, nie genoeg in 'n geval om die ekonomie aan die gang te hou nie. En so hulle voer mense in om die ekonomie aan die gang te hou. En so die kultuur is onbeskaamd selfgesentreerd. Dis actually 'n waarde. So hulle vier selfgesentreerdheid as 'n waarde in hulle land. En dis die wêreld waarin ons lewe. Ek vermoed ons kultuur is nog nie heeltemal daar nie, maar ek dink ons kultuur raak ook toenemend, persoonlike opinie, ons kultuur raak toenemend meer gemaklik met selfgesentreerdheid. Maar as Christene word ons geroep om ons denke te laat vernuwe word. Ons denke word vernuwe deur na God te kyk en te kyk hoe hy teenoor ons optree en na sy woord te kyk en te kyk waartoe hy ons roep. En in besonder te kyk na wat Jesus vir ons gedoen het. Soos wat hy die voorbeeld is van selfopofferende liefde. Hebreërs 12 roep ons om na Jesus te kyk en sy gesindheid in ons harte te hê, soos wat ons lewens neerlê verander. Hebreërs 12 vers 2 sê, met die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het en sy plek aan die regterhand van die troon van God ingeneem het. Die Engels sê dit vir my baie mooi, dit sê, Jesus who for the joy that was set before him endured the cross. En so Jesus kon tegnies selfsugtig gelewe het, maar liefde het hom geroep om sy lewe neer te lê en gehoorsaam te wees aan dit waartoe God hom geroep het. En toe het hy soveel vrug, sy lewe het soveel vrug gedra en hy sit nou aan die regterhand van God en ervaar nou die vreugde van sy gehoorsaamheid van dit waartoe God hom geroep het. Sien, ons is as Christene is ons mense wat die genade van die Here ken,
Genade staan agter ons, genade staan om ons en die vreugde van die Here staan voor ons. Om eendag by God te kom, om daagliks met God te wandel en met vreugde te besef, hy roep my tot selfopoffering, hy roep my tot dienaarskap. Dis 'n voorreg en is 'n vreugde wat niemand anders kan ken nie. Dis nie iets wat die wêreld kan verstaan nie. Vir ons om die genade wat ons ontvang het uit te leef en te kyk na Jesus en dag tot dag dit uit te leef, is die vryheid wat die evangelie ons bied wat die wêreld rondom ons nie het nie. En so ek sê tot my skaamte dat ek besef die gevoel, ek ken die gevoel wat ek baie keer by ander ook sien, dat ons soms dink ons kan vir die Here en sy kerk 'n guns doen. Daar is nie so iets nie. Dis gebroke denke vir ons om te dink dat ons vir God en sy kerk 'n guns kan doen. Ons kan nie vir God 'n guns doen nie. Alles wat ons het, is syne. Ons het gesing. All I have is yours. En so mag my hart dit glo wat ons vanoggend gesing het en mag ons almal se harte glo dat alles wat ons het is die Here se genade en so dit maak net sin vir ons om dit vir hom neer te lê. Dit is vir die vreugde wat ons gaan beleef en die genade wat ons ontvang het wat ons met getrouheid optree. Koos Doop sê die volgende: as dit kom by ons wat dink ons het iets om ons kan nie vir God of sy kerk 'n guns doen. Koos Doop sê elke dag is 'n gedagte, elke kamer net gehuur, elke aardse droom van rykdom en roem net 'n skadu teen die muur. Hier's wat ek wil hê ons moet onthou. Wat ek is net genade. Wat ek het is net geleen. Dis die waarheid, dis die realiteit. Of ons dit nou besef of nie, dit is die realiteit. En ons net by een plek vir ons rus. Eindelik smag ek na waters van rus. Lei my Heer vanaand na U toe. Vriende, alles wat ons het is te danke aan die Here se barmhartigheid. Ons lewens, alles wat ons het. En so 'n gepaste reaksie vir ons is om dit vir God terug te gee en lewens van selfopoffering te lewe. Ons kan nie vir God gunste doen nie, want alles wat ons het is syne. En so die eerste punt in vers 1 en 2 is God se genade verander ons. Dit verander die manier waarop ons dink en dit verander die manier waarop ons liggame gebruik. Tweedens dan, God se barmhartigheid stel ons in staat om die liggaam te dien. Die punt hier is eenvoudig. Die Here het vir ons sy genade gegee om ons deel van sy mense te maak en hy gee ook vir ons die genade om ons in staat te stel om die liggaam te kan dien. En so vers 3 is die woord wat vir genade daar, die Griekse woord vir genade daar is charis en die woord vir gawes in vers 6 is charisma. En so dit is maklik om te sien wat Paulus se punt is. Hy sê julle het gawes ontvang uit genade. So charismata, genade gawes, onverdiende gawes. Ons vermoëns is nie ons eie nie. God het vir ons vermoëns gegee om sy liggaam te dien en die liggaam op te bou. Is 'n wonderlike voorreg wat ons het. Ons gawes wat ons ontvang het, is unieke gawes. Nie twee persone se gawes lyk presies dieselfde nie. God het self besluit wie kry watter mengsel, watter sterk is en watter minder sterk is. En so bou hy ons in die liggaam in, sodat ons elkeen 'n rol het om te speel. Ons samestelling is presies soos wat God wou gehad het ons elkeen moet wees. En ons verantwoordelikheid is om dit te gebruik om die liggaam op te bou. Sien, of ek dit nou wil weet of nie, of ek dit besef of nie, ek maak saak in die Here se ekonomie. God het my gawes gegee om 'n rol te speel en dit is 'n verantwoordelikheid en is 'n voorreg. En dieselfde geld vir elkeen van julle wat 'n kind van die Here is. Die Here het vir jou gawes gegee. Jy maak saak in die Here se ekonomie en jy het nodig om dit te gebruik om die liggaam op te bou sodat die liggaam gesond kan funksioneer. Daar's 7 gawes wat Paulus hier vir ons noem. Dis nie 'n volledige lys van gawes nie, dis maar net 'n voorbeeld van gawes. Daar is 3 woordbedieningsgawes en dan is daar 4 dienaarsgawes waarna verwys word. En so die woordbedieningsgawes is die gawes van profesie, onderrig en leiding gee en die dienaarsgawes is diensbaarheid, bemoediging, mededeelsaamheid en barmhartigheid. En soos julle daar kan sien, die diensbaarheid idee in vers 7 is die Griekse woord is diakonos
En so dis waar die woord diaken vandaan kom, dis waar die ouens vandaan kom wat ons lei in diensbaarheid. Dit is belangrik ook om te noem dat hierdie gawes wat die Here vir ons gegee het, wat nou genoem word in die teks, soos wat ons dit op 'n Sondag hier sien uitspeel, ons prys die Here daarvoor vir die manier waarop dit op 'n Sondag hier uitspeel. Maar dis net 'n puntjie van die ysberg. Wat ons sien hierso op 'n Sondag is net 'n puntjie van die ysberg. Die ysberg is diep, want die liggaam is groot en ons lewe nie net vir 'n uur of 2 op 'n Sondag nie. Ons lewe 7 dae 'n week, 24 ure 'n dag. En so die verantwoordelikheid van die liggaam is baie groter as wat net op 'n Sondag hier gebeur. Woordbediening vind eenmal 'n week hier van vooraf plaas. Maar daar is, as hier 200 huishoudings hier verteenwoordig is daar in 'n gemiddelde week 5 dae waar daar 200 maal 5 geleenthede vir elke huis, vir ons as 'n liggaam saam is, vir ouers om woordbediening met hulle kinders te doen, of vir huismaats om woordbediening met mekaar te doen en so leiding aan mekaar te gee. So woordbediening behoort by die huis baie eksponensieel meer te wees as wat op 'n Sondag hier gebeur. Daar's ook nagenoeg 28 ligpunt gesinne. En ek is redelik seker wat gebeur soos wat die ligpunt gesinne op 'n week tot week basis by mekaar kom en mense saam bid en mense saam God se woord lees en dit van toepassing maak op mekaar se lewens. Stel die Gees mense in staat om bonatuurlik daai teks te verstaan en die toepassing in ons konteks in te praat. En so dis ons verstaan van Nuwe Testament profesie, soos wat ons die woord van God van toepassing maak op ons dag tot dag bestaan. En so daai gawes vind week tot week plaas in ons midde. En ons kan hoor daar's mense daarbo wat charis ontvang het, wat genade ontvang het van die Here en nou charisma gebruik daarbo om onderrig te gee aan ons kinders, om hulle te leer van hoe God werk en wie God is, sodat hulle in hulle geloof kan verdiep, tot geloof kan kom en in hulle geloof kan verdiep. En so bou die liggaam homself op, soos wat almal hulle gawes gebruik, hulle woordbedieningsgawes. Die dienaarsgawes kan ek regtig baie lank mee aanhou, van hoe God die dienaarsgawes aan ons toegedeel het, en hoe God dit gebruik in ons midde. Die diakens is juist vanoggend daar besig om hulle energie en hulle entoesiasme en hulle wysheid en hulle vernuf te gebruik om die liggaam te dien. Om seker te maak almal is versorg en almal het wat hulle nodig het om dignified lewens te kan lewe. En so dankie vir julle inisiatief met die preghouse daar buite en ons ondersteun dit graag. So die diakens versorg. Ek dink die bemoedigingselement, die ene wat na my hart is hierdie week is Janko en Bernice, en om te sien hoe mense hulle bemoedig in die laaste tyd, vandat hulle dogtertjie gebore is, en dag tot dag hoe mense hulle toegooi met liefde en bemoediging en vir hulle bid. En so, dit is so kosbaar om dit te sien en ek is so dankbaar om saam met julle deel van hierdie gemeenskap te wees wat werklik vir julle omgee. En so bemoediging is een van die gawes wat die Gees vir ons gee. Ek het al reeds genoem, ek is daai ou wat die SMS'e kry vir wat gebeur in Ligpunt se bankrekening. So ek kan nie sien wie die bewegings doen nie, tensy as iemand vir my 'n beskrywing insit, maar ek kry die SMS'e elke dag van mense wat mededeelsaam is teenoor die liggaam. En elke dag is ek verstom oor hoe getrou en vrygewig God mense se harte gemaak het in ons midde. Dis so 'n kragtige getuienis van God se werk in ons midde as mense vol liefde en met sagte harte mededeelsaam is teenoor die groter liggaam. Die personeel is gereeld verstom oor wanneer 'n versoekie van vooraf gemaak word of in 'n WhatsApp deurkom, hoe liefdevol die gemeente reageer. Hoe daai behoeftes aangespreek word en baie keer oorvloedig aangespreek word. Soos wat ons gesien het met die weeskinddag. Die oproep wat uitgegaan het vir behoeftes wat daar was en die totaal oorvloedige voorsiening wat gekom het uit die gemeente uit. En so ons prys die Here vir die manier waarop hy in ons midde en mense se harte werk om hulle
harte sag te maak en die genade wat hulle ontvang het te laat deurvloei na ander toe wat dit nodig het. Dit is 'n voorreg om deel van so 'n kerk te wees. En so ons wil vanoggend graag dankie sê. Ons kan nie vir elke persoon dankie sê nie, maar ons wil groepe persone eer vir dit wat hulle doen. Die wat geroep is in die Here se genade om 'n rol te speel binne in die liggaam en wat dit getrou doen. En so as jy saam met my kyk na hierdie foto, sal dit is oorweldigend om te sien hoeveel mense in sy genade God in staat stel om die liggaam te dien. En so ek gaan Pieter, so jy vir ons die aksiespan daar opsit asseblief. Vriende, hierdie is die ouens wat wanneer ons hier lekker sit, rondhardloop om seker te maak as die generator afgaan, kom hy weer aan en daar's alles werk. So hierdie ouens stres hulle self dood op 'n Sondagoggend om seker te maak ons het 'n ietsie wat werk hier op 'n Sondag. So ons prys die Here vir die aksiespan en die las wat hulle op hulle self neem om 'n Sondagoggend vir ons bemoedigend te maak. Die musiekspan of die band, daar's die ouens wat week in week uit hulle gawes gebruik om ons te dien, om ons aanbidding van die Here meer op 'n hartsvlak 'n ervaring vir ons te maak, soos wat die waarheid ons dit sing. En so ons prys die Here vir die band. Die diakens gaan above and beyond en hulle investeer week in, week uit, jaar in, jaar uit in mense se lewens om seker te maak almal lewe dignified lewens en almal is versorg. En so ons dank God vir die diakens en ons eer julle. Die gasvryheidsspan is die ouens wat week in en week uit vir ons koekies hier sit wat seker maak ons tyd saam is bemoedigend en lekker. En so ons dank julle en ons dank die Here vir julle. Die koffiespan maak koffie en soos wat ons weet is dit 'n uiters belangrike deel van ons samekomste. Dan is daar kontakpunt. Dit is die ouens wat altyd reg staan daar agter om mense te verwelkom en te vertel van Ligpunt en hulle te help om in te skakel by die kerk. Daar's Ligpuntjie onderwysers en helpers. Daar's 'n legio van hulle. Kyk hoe baie van hulle is daar. Daar's meer nodig selfs met die hoeveelheid kinders wat ons hier sou het. En so ons prys die Here vir julle en ons dank hom vir elkeen van julle se gawes. Dan is daar die produksiespan. Waar van Pieter vanoggend daar is. Daai is nie 'n lekker job nie, daai is 'n baie hoë stres job en so baie dankie vir julle wat dit so getrou doen en daar's altyd plek vir nog ouens wat 'n koelkop kan bly onder druk in die produksiespan. Dan is daar 'n baie belangrike rol anders het ons almal gestaan, soos die stoelespan en so dankie vir julle en vir die manier waarop julle die gemeente dien. En dan is daar die Ligpuntleiers. En so dis die ouens wat week in week uit, jaar in jaar uit vir mense hulle huise oopmaak, voorbereiding doen, vir die gemeente bid, saam lief en leed beleef en mense onderrig in die woord. En so ek hoop julle kry die idee wat 'n voorreg dit is om deel te wees van God se kerk. 'n Kerk waar die liggaam sy gawes gebruik om die liggaam op te bou. En so ons prys die Here vir sy ontwerp en ons prys die Here vir die geskenk wat ons het in mekaar. En ek dink dit mag wees dat iemand vanoggend hier sit en dink ek is nie heeltemal op daai bladsy nie. Ek is nie daar nie. Ek sien al die ouens is besig en dalk is ek ook besig, maar my hart is nie heeltemal daar nie. Ek sukkel as ek daai laaste versie van Romeine 12 vers 8 sien om barmhartigheid met blydskap te betoon. Dis nie heeltemal waar ek is nie. En so ek wil graag vir ons die storie vertel van Robert Robertson. Robert Robertson is 'n ou wat in 1735 gebore is. En hy het in Engeland as 'n straatkind groot geword. Hy het sy pa toe hy jonk was, sy pa oorlede en so hy moes uitgaan en 'n lewe vir homself gemaak. En so hy het deel van 'n gang geword, het 'n bietjie gewerk waar hy kon en hy het 'n bietjie van 'n harde ou geword. En toe hy 17 was, was George Whitfield in die dorp gewees. En hy het na die ding toe gegaan, maar hy het so half met gemengde gevoelens gegaan. Hy het besef hy's leeg aan die binnekant, maar hy kon nie vir sy vriende sê wat deel is van sy gang, kom ons gaan kerk toe nie. Toe sê hy vir hulle, kom ons gaan en dan gaan skree ons vir die dominee van agteraf, hy praat nonsens.
En toe gaan hulle, en toe die teks waarop George Whitefield toe gepreek het, die oggend was Matteus 3 vers 7 wat gesê het, o geslag van adders, wie het julle gewaarsku om te vlug voor die komende toorn? So die toorn is die woede van God. En Robert het in vrees weggegaan. Ek dink nie hy het sy mond oopgemaak om enigiets te skree vir George Whitefield nie. Want hy het gevoel asof George Whitefield net met hom gepraat het. Die Gees het so hard die woord op hom gedruk dat hy gedink het, God praat met my. En uiteindelik op die ouderdom van 20 het hy tot bekering gekom en hy het 3 jaar geworstel met daai conviction in sy hart. Hy het tot bekering gekom en hy het 'n brief geskryf vir George Whitefield waarin hy gesê het, hy het die mense beny wat in die kerk gesit het, want hy kon die vrede op hulle gesigte sien. En die woord van God het hom oortuig van hom wat 'n sondaar is. En so het hy tot bekering gekom en hy is versoen met God en sy hart het oorgeloop van vreugde. Hy het daai vreugde geken wat die mense rondom hom, hy kon sien hulle gehad het en wat hy nie geken het nie. En toe het hy 'n lied geskryf wat ons hier by Ligpunt sing. So dis die lang agterstorie vir die lied wat ons gaan sing. Come thou fount of every blessing, streams of mercy never ceasing. So dit was sy ervaring. Sy ervaring was dat God 'n bron van vreugde en genade is. 'n Bron wat nooit ophou nie. En soos wat die lewe maar is, en soos wat ons sondige aard maar is, het Robert Robertson weggesak. Hy het weer teruggegaan na 'n lewe van sonde toe. Hy het oor tyd, hy was deel van die kerk, hy was opgewonde oor die Here se genade, hy was vol vreugde en hy het teruggesak in sy sonde in. En in die Here se genade het hy eendag in 'n koets gesit langs 'n vrou wat haar boek gelees het. En die vrou het vir hom gesê, "Jy's hierdie is mooi woorde, kan ek dit vir jou lees?" En hy wat sê hy vir iemand? En hy sê, sy lees toe hierdie woorde vir hom. "Prone to wonder, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love." En toe sê hy vir die woorde dink ek gaan opkom. Bursting into tears, Robertson said, "Madam, I am the poor unhappy man who wrote that hymn many years ago, and I would give 1,000 worlds if I could enjoy the feelings I had then." Die vrou was natuurlik verbaas dat dit hy is en wat met hom gebeur het, maar sy sê toe vir hom, hierdie woorde wat jy geskryf het, streams of mercy never ceasing, is nog steeds waar. En daai woorde van genade het hom toe teruggeroep na God toe en sy verhouding met God is herstel en sy vreugde in sy verhouding met God is herstel en hy kon toe genade laat deurvloei. Hy het genade ontvang en toe kon hy 'n lewe van genade gaan lewe. En so mag dit waar wees van ons as 'n gemeente. Mag ons mense wees wat die Here se genade ken, dit op 'n diep manier ervaar sodat ons genade kan betoon aan ander. Onverdiende guns teenoor ander in die liggaam en buite die liggaam kan betoon omdat ons weet dit is waartoe God ons roep. So kom ons bid saam en ons prys God vir wie hy is. Vader, ons dankie vir u genade. Ons bely dat ons baie keer u genade vanselfsprekend vat. Ons dink baie keer ons is nou goed genoeg vir u om ons te aanvaar soos ons is, of ons doen genoeg vir u, of Vader, ons ag u net nie na waarde nie, en so vergewe ons vir die kere wat ons dit doen. Help ons om u te sien vir wie u is, die skepper van die heelal, die een wat ons dag tot dag in die lewe hou, die dag en dag vir dag vir ons voorsien, en dag vir dag na u seun kyk, wanneer ons teenoor u sondig en sê, welkom my seun. Dankie dat u genadig is teenoor ons. Dankie dat u strome van genade vir ons genoeg is en dat dit nie ophou vir ons nie. Vader, help ons om terug te kom na u toe, help ons om die genade te beleef en help ons om die genade te laat deurvloei en met vreugde ander genadig te wees. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.